Baie goeie middag van my Pieter Lourens, weer hier van Grensloos Internet Radio, se program Kyk Radio. Dit is my baie lekker om weer vandag hier met u te wees en soos gewoonlik is ek besig om op hierdie Kyk Radio programmetjies vir u sekere dele uit die woord uit te lig. En die gedeelte wat ek vandag vir u wil uitlig kom daarso uit Matteus 6 uit, en dit is waar Jesus saam met sy disippels was en toe vra hulle vir hom dat hy vir hulle moet leer hoe om te bid. En onthou dit, ons almal ken daai gebed, ons het groot geword met hom as ons deel van die kerk is, en dit is natuurlik die Onse Vader soos ons hom ken. Kom ek herinner deur om vir u te resiteer. Hy sê mos, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, en dan gaan hy so aan. Nou, wat ek vandag vir julle wil uitlig en op attent wil maak, is in terme van God se wil op aarde. Jy weet, ek dink ons as gelowiges, en veral die gelowiges in die Afrikaanse kerk, het baie tradisioneel groot geword, en ons het baie dinge aangeleer en vir onsself aangetrek, wat nie altyd heeltemal korrek is nie. En kom ek verduidelik vir u. Jy weet, as jy kyk na iemand wat siek is vandag, ek dink as jy mooi dink, as iemand nou so vir jou vra en sê, hoor jy, kom bid vir hierdie persoon wat siek is, of jy sit by iemand, miskien by jou ma of jou pa of jou oom of jou tannie of jou kind, en hulle sê, bid asseblief vir my, en jy kry nou die moed om vir daai persoon te bid. Jy weet, baie van ons wil nie graag vir mense bid vir genesing nie, want ons voel ons kan dit nie doen nie, en as ons dit dan doen, dan wonder ons nou, maar sê nou maar net, God wil nie daai persoon genees nie. Nou, ek het eerstens ervaring opgedoen in die afgelope 2 maande, waar my vrou baie ernstig siek geraak het. En ek het 'n paar goedjies hierso geleer, wat ek graag met jou wil deel. My vrou het bloeding op die brein gekry, ewe skielik hulle noem dit 'n aneurisme, en hulle sê sy moes binne die eerste dag doodgebloei het. Nou, wat die wonderwerk so fantasties groot maak, is dat sy het eers 5 dae nadat sy gediagnoseer is met die bloeding, is sy eers geopereer. Ons het ongelukkig nie 'n mediese fonds nie, so ons moes na 'n staatshospitaal toe gaan, en die hospitaal was so vol en die fasiliteite was so vol en die neurochirurgiese afdeling was so vol dat hulle eers vir haar 5 dae na die tyd kom opereer. Nou die dokters met die dag toe sy opgeneem is, het gesê dat sy was die aand 11 uur opgeneem, en die volgende oggend het hulle haar oorgeplaas van die een hospitaal na die ander hospitaal toe, en die dokters en die verpleegsters het daar by die hospitaal gepraat en gesê, die vrou gaan nie 'n 2 uur rit maak nie, dan sal sy dood wees. Toe het sy aangekom by die volgende hospitaal, waar hulle vir haar dan moes 'n scan doen in die kop, om te kyk wat gaan aan, waar het die bloeding, en dit is eers omtrent 8 ure later die scan gedoen. En toe kom hulle agterneer, daar is 'n massiewe aneurisme, hulle sê, die dokter sê 1,5 centimeter aneurisme, en dit bloei, en hulle sê, sy gaan dit nie maak nie, en die vroegste wat hulle kan help, is 5 dae later, wat sy toe geopereer word. Maar intussen tyd, ons is deel van 'n gemeente, waar, en het baie kennis in gemeentes, waar die gawes van die Gees van God baie sterk werk, en die liggaam, funksies van God baie sterk werk. En ek het onmiddellik by die eerste dag al vir die mense gekontak en gesê, ons sal moet bid, hier soos Cyril lê op sterwe, en ons moet bid, en daar is gebedsspanne gestuur na die hospitaal toe, en om 'n lang storie kort te maak, uiteindelik toe hulle haar opereer, toe sê die dokters, iets wonderlik het gebeur op die tweede dag, wat sy, of eintlik die dag wat sy oorgeplaas is na die hoofhospitaal toe, dat net na die scans, het op een of ander manier het die bloeding gestop, en daar uit die aar in die brein, en dit het gekeer dat sy dood bloei, en dit het haar in die lewe gehou dan uit die aard van die saak, vir die 5 dae, tot sy geopereer is, en wat toe gebeur het daarna, 45 dae, daar was omtrent amper 40 dae, wat sy nie bygekom het nie, of semi bygekom het,
en die dokters en almal het aan mekaar vir ons gesê, sy gaan dit nie maak nie. Maar in elk geval, dit is nou 2 weke nadat sy 45 dae in die hospitaal was sy ontslaan is, en alles werk. Die breinskade wat hulle gesê het, gaan daar wees, is nie daar nie, en prys die Here. Wonderlike ding het gebeur. Dit is 'n baie lang storie en ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar wat ek wel wil praat met u oor is oor God se wil. Want daar is 'n groot misverstand. En ek het gehoor daar het verskeie persone gekom, onder andere die gebedsspan, en ek het 2 ander persone gekontak wat ek weet wat baie sterk vloei in genesingsgawings en wonders en tekens, en hulle het ook ingetree, maar ek het baie fyn opgelet hoe die mense gebid het. En ons natuurlik was in gebed gewees vir 45 dae. Myself en dan ander mense, hordes ander mense. Wat vir my interessant was, is dat hierdie mense wanneer hulle bid, hierdie manne met geloof, dan bid hulle nie soos ek en jy sal bid nie, of ek sou gebid het nie, en ons oor die algemeen die Christene bid. Oor die algemeen bid die Christene, as hulle vir siek is, bid as volg. Hulle sê, Vader, ons kom nou en ons bid vir Sunny of vir Jannie of vir wie ook al. En Vader, die persoon is nou verskriklik siek. En Vader, ons kom nou na U toe en vra, as dat U wil is, dat U hierdie persoon sal gesond maak. Maar Vader, nie ons wil nie, U wil. En dankie Here dat ons weet, dat U hulle sal gesond maak, as U wil. En ons sal verstaan, Here, as hulle nie gesond word nie, want dan was dit nie U wil nie, dan moes ons iets daaruit geleer het. Amen. Dis hoe mense gewoonlik bid. En dalk het jy dit ook al gehoor in jou lewe, en dalk het jy ook al so gebid. Maar kom ek sê vir u, wat het Jesus gesê? En ek gaan teruggaan na Matteus 6 toe, om vir u te verduidelik waar die misverstand ingeslyp het. En dit is waar ons almal gebind is, deur hierdie gebed, deurdat ons nie die konteks van die gebed van Jesus Christus kyk in Matteus 6 nie, ons vat uittrekseltjies uit 'n skrif uit, en dan hou ons daaraan vas, en ons sê ons, dis God se wil. En dit het te doen met daai gedeelte wat hy sê, Vader, onthou Jesus nou vir die disippels gesê, kom ons bid, en hy het gesê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jy sien, wat mense doen is, hulle vat daai gedeelte wat sê, laat U wil geskied. Maar wat het Jesus gesê? Wanneer het Jesus hierdie gebed vir die disippels geleer? Dit was voordat hy gesterf het vir die sonde van die mens, voordat hy deur sy kruisiging, sy dood en sy opstanding en hemelvaart, voordat hy die mens verenig het met God, voordat hy die lam was wat geslag is vir ons sondes, en ons dan volgens die Abrahamse die verbond in Abraham, wat ons met God verenig is. Jesus het daar vir hulle gebid en gesê, so moet julle dan bid. En hy het gesê, Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En die wil van God vandag op die aarde is dat mense gesond moet wees. Kom ons kyk bietjie na die wet van God. Die wet van God in die Ou Testament sê die volgende ding. Hy sê, God sê, as jy nie my wet nakom nie, dan gaan my straf en die vloek op jou wees. En jy gaan swaar kry, en die pes gaan op jou kom, en julle sal siekte sê, maar as julle my wet onderhou, sê God in die Ou Testament, dan sal ek julle seën, julle sal voorspoed hê, ek sal die pes van julle vee afhou, en ek sal sorg dat julle gesond bly. Dis wat die wet sê. Nou, die verbond wat ons het in Christus, leer die Bybel vir ons, is groter as die wet. Met ander woorde, die voorspoed wat daar vir ons is, en die beskerming wat daar vir ons is, en die genesing wat daar vir ons is, in die Nuwe Testamentiese verbond in Christus, is baie groter. So as die wet jou beskerm het van siekte en van kwaad, dan beskerm jou verbond in Christus jou nog baie meer. Nou kom Jesus en hy sê vir die disippels, hy sê vir hulle, hy sê, bid so, Vader, laat U wil geskied soos in die hemel, ook op die aarde. Wat sê hy? Hy sê vir hulle, in die hemel, dink nou vir jouself, in die hemel, is daar enige iemand wat arm is in die hemel? Nee, die Bybel praat van strate van goud. Is daar enige iemand in die hemel wat swaar kry? Nee, die Bybel sê, ons gaan ewige rus met God ingaan, wanneer ons in die hemel is. Wel, die rus is al van toepassing op die aarde, maar in die hemel, geen probleme nie. Is daar enige siek mense in die hemel? Glad nie.
Natuurlik nie. Met ander woorde, dis hoe ons bid. Ons sê, want eendag as ons in die hemel is, dan gaan daar nie meer siektes en pyn en smart wees nie. En dit is so, dan gaan nie siektes en pyn en smart wees nie. Maar Jesus kom en hy leer die disippels en hy sê vir die disippels die volgende, hy sê vir hulle, bid so, Vader, laat u wil geskied hier op aarde, soos dit al reeds geskied in die hemel. Nou, jy sien, dis waar ons die punt mis. Ons dink dis God se wil op aarde dat mense swaar kry en in pyn leef en in siekte leef. Dit is nie God se wil nie. Dit is as gevolg van mense se besluite om sekere dinge te doen buite God se wil. Met ander woorde, ek drink, ek gebruik dwelmiddels, ek rook, en hierdie goeters het 'n negatiewe impak op my liggaam. Dit maak my siek en nou word ek siek van hierdie goeters wat ek doen, hierdie verkeerde dinge wat ek doen. En nou sê ons nie, maar dit was God se wil dat ek siek word. Nee, dit was geen God se wil nie, dit was jou skuld gewees, want jy het gedoen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. En God het jou gesê, maar jou liggaam is my tempel. Maar nieteenstaande dit nie, is daar nie veroordeling vir ons nie, want die woord van God sê daar is geen veroordeling van die wat in Christus is nie. So as ons agterkom ons het verkeerd gedoen, wat doen ons dan? As jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Nou ja, kom ons kyk dan na die gebed. Jesus kom na die disippels toe, net voordat hy gekruisig is, kom hy na hulle toe en hy sê vir hulle, of na sy kruisiging jammer, net voor sy opvaring, na die hemel toe kom hy en hy sê vir hulle, hy sê, gaan bly julle nou hierso en wag tot die Heilige Gees uitgestort word. Wanneer die Heilige Gees kom, hy gaan vir julle leer en herinner en gaan julle bekragtig. En nou weet ons mos in Handelinge het gekom en die Heilige Gees het uitgestort. En nou lees ons mos verder ook in Romeine en Korintiërs, lees ons mos nou verder van wat die woord van God sê, die volheid van Christus is in sy liggaam. Aan elkeen word daar afsonderlike gawe gegee tot opbou en stigting van almal. Maar hoe het Jesus sy disippels geleer? Wat het hulle te doen gestaan met siekes? Hy het gesê, gaan uit, verkondig die evangelie, verkondig die koninkryk wat gekom het, dit is Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees, die koninkryk van God het gekom na die aarde toe, verkondig het, hy sê, en maak siekes gesond, dryf duiwels uit en rig dooies op, wek dooies op. Dit is sy opdrag. Maak er soms op 'n ander plek in die woord, in die Nuwe Testament kom God en hy sê, en wanneer daar 'n siekes is, roep dan die ouderlinge van die gemeente, laat hulle vir hom hande oplê, en as hulle gelowig bid, dan sal daai persoon gesond wees. En dan sê hy, en as hy gesondig het, bely julle sondes sodat julle genees kan word. Nou, kyk, dis mos nou net wat ek gesê het. OK, nou, wat het gebeur? Hoe het ek gesien, toe my vrou so ernstig siek is nog, en hulle vir my sê, sy gaan sterf, en hulle is vir my aan mekaar elke dag gesê, seker vir hom, wel om die waarheid te sê, tot die dag van sy ontslae, 45 dae later, het hulle nog aan mekaar vir my gesê, sy gaan sterf, en al hierdie tipe van dinge. Maar, hoe het die mense gebid? Hoe het die gelowiges gebid? Die aanbidding, nie die aanbiddingsspan nie, die genesingsspan, en ook hierdie ander geloofspersone wat beweeg in die genesingsgawes. Dis hoe hulle gebid het. Een van hulle het die volgende gebid. Hulle het gekom, vir haar hande opgelê en gesê, Vader, ons kom nou in die naam van Jesus Christus. Ons kom op grond van die instruksies, die opdrag wat Jesus vir ons gegee het om siekes gesond te maak. En Vader, ons spreek nou lewe en genesing in hierdie persoon. Dankie Vader dat hierdie persoon genees word en opstaan en uitstap uit hierdie hospitaal sonder 'n probleem. Dis hoe hulle gebid het. Hulle nie een keer gesê, Vader, maar as dit nie u wil is nie, want jy sien, wanneer ons inkom met, Vader, as dit nie u wil is nie, dan is ons teenstrydig met God se woord. Jy sien, en dit toon eintlik maar net ongeloof, want ons probeer vir onsself cover met, maar nie ons wil in die Here u wil. Ons haal dit uit konteks uit. Een van die persone wat gebid het as volg gebid. Hy het gesê, Vader, hy het gesê, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom teen hierdie siekte nou in die naam van Jesus Christus. En hy sê, siekte, ek spreek jou aan en ek sê vir jou, jy sal sterf tot in jou wortel en verlaat hierdie liggaam. En dankie Vader, dat hierdie persoon genees nou en ten volle genees is en 'n getuie vir u sal wees in u koninkryk.
Dis hoe hierdie mense gebid het. Toe God die Heilige Gees vir my gelei het om saam te bid in hierdie 45 dae, was dit wat hy vir my gesê het. Elke slag as ek wou sê van Vader, is dit u wil, het hy gesê, dit is my wil, sy's reeds genees. En die Heilige Gees het vir my aan mekaar gepor om vir hom te dankie te sê en te spreek, nie dat sy genees gaan word nie, maar dat sy reeds genees is. Selfs daar waar sy gelyk het of sy nie genees is nie. Die God het vir my gewys dat die eerste slag toe daar vir haar hande opgelê is en genesing gespreek het, was hy genees. So, wat sê ek vir jou vandag? Ek wil vir jou sê, jy moet baie ernstig kyk na die manier wat jy bid. En pas op dat dit wat vir jou heilig en goed klink, om te sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil, of dit nie teenstrydig is, en eintlik maar in ongeloof is, dat ons dit sê nie. Veral ook in hierdie saak van siekte, want nêrens in die woord, wanneer, as jy Oud-testamenties gaan in terme van die wet nie, of in terme van die nuwe verbond in Christus, is daar enigstens aanduiding dat God mense wil siek hê en nie wil gesond hê nie. Om die waarheid te sê, Jesus het gegaan, sê die Bybel vir ons, en hy het oral gegaan en almal genees. Hy het selfs mense, om die waarheid te sê, hy het baie mense genees wat nie eens gered was nie. En wanneer hy hulle klaar genees het, het hy vir hulle gesê, gaan dan en sondig nie meer nie. Nou ja, ek hoop hierdie maak vir jou sin. As jy 'n bietjie vrae het daaroor, is jy baie welkom om vir my te kontak. Jy kan vir my kontak by ons deur ons Facebookblad, dis Grensloos U Radio, of per e-pos radio@grensloos.co.za. Dis die e-pos, radio@grensloos.co.za. Of as jy na ons radioprogramme wil luister, dis Afrikaanse uitsendings internasionaal, wat beide kontemporêr sowel as geestelik is of gospel is, en dit is myradio.grensloos.co.za. Nou ja, van my Pieter Lourens, ek hoop hierdie het vir jou nuwe geloof en hoop en moed gegee vir die toekoms, en ek praat weer met jou volgende keer. Totsiens.